kosbaar is die Here weer beleef, hoe goed is God. En in die getuienisse wat uitgekom het, en dit wat die Here in mense se harte doen en vermag, dit laat my opgewonde oor dit wat God doen en dit wat hy in gedagte het en dit wat hy in stoor het vir ons. Ons maar net altyd deur getrou kan bly aan sy heerlikheid. Ek het nou vanmôre die blaadjie met u behandel en neem tot kennis Vrydag, nie Saterdag, komende Saterdag. Daar kom ons by mekaar vir en jy moet kom sosaties braai. Van 8 tot 12 sal ons daar wees en jy is baie welkom om saam met ons te kom deel. Die pannekoek deeg is gereël. Jan kan nie sosaties braai, hy is besig om pannekoek deeg te maak. Is hy besig om deeg? Hy is by die pannekoek aksie. Is Jan by die pannekoekbrigade? Hy is ons nommer 1 man. Hoor nou. Ja, hulle noem hulle self die pannekoekbrigade, so jy is deel van hulle. Jy maak ons pannekoek deeg. Nee. Die 2de July. Waar staan dit? Ek is so bly my seun het my datums geërf. Dankie Jan, dat jy ons uitwys, maar dit moet 'n l wees. Nee. Baie dankie. Kom ons staan en ons prys die Here vir 'n oomblik. Halleluja, halleluja, halleluja. Vasgenaal aan u kruis, Here, ons sondes en ons oortredinge. Ons naam vrygespreek, die losprys teen ons is betaal en ons het vry uitgestap, gewas in die bloed van die lam, nuut gemaak, vrygemaak, koningskinders, halleluja, ek prys u naam, Here. Vader, om onder die koning van die konings te staan, die Here van die Here, die God van al die gode en al die tye, om in die teenwoordigheid in u samespoor waar van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gruwelinge en stryd, soms, Here, het ons soveel klagtes teen u, maar ek weet ons God is goed en hy bly goed, en sy liefde bly oor ons tot in ewigheid. Halleluja aan die koning van die koning. Here, en vanaand weer in hierdie plek wil ons God groot maak. In hierdie plek wil ons die naam vereer. In hierdie plek wil ons net weer sê, God is koning. Jesus Christus is ons verlosser. Die Heilige Gees van God is in ons hart. Die woord is die waarheid, 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. En ek wil God prys met alles wat binne in my is. Here, want ons is vrygemaak deur die bloed van die lam. Halleluja. Halleluja. Kom ons sing lekker en prys die Here. Halleluja. Lif Jesus daai. Ons het vanmôre so lekker gesing, toe sê vir my vrou ons moet sommer weer daai koortjies vanaand sing. Lif Jesus higher, lif Jesus higher. From
coming down. Coming down, 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 he's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down, down, down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down, 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 it's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. Yes, the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down, down, down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ek beleef die teenwoordigheid, die krag en die heerlikheid, Here. Daarom weet ons is vry, ons is vol oorwinning, vol van die Gees van die Here. Maak ons vry, Here. Maak ons los, breek maar die bande, my koning. In die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. From here as God, the Lord versons zich saam. En aanbidding buig opnieuw en prijs zich naam. En kroning leed van ons zing, ons handen op hef en lof brengt. Om u als God de lof verzond zich saam. Hierom u als God. En aanbidding buig ons neer en prijs uw naam. En koningslied wil ons zing, ons handen ophef en lof brengt. Hierom u als God de lof verzond zich saam. Hierom u als God de lof verzond zich saam. En aanbidding buig ons neer uw naam. En koningslied wil ons zing, ons handen ophef en lof brengt. Hierom u als God de lof verzond zich saam. Hierom u als God de lof verzond zich saam. En aanbidding buig ons neer en prijs uw naam. En koningslied wil ons zing, ons handen ophef en lof brengt. Hierom u als God de lof verzond zich saam. En bandabashabara basirebekeria, o rabatondoro kosentra kasitiana. Hierom u als God te loof, u te vereer, u te verheerlik, u naam te spreek, u naam te bely aan almal, Here.
te vertel dat Jesus red, Jesus genees, Jesus doop nog met sy Heilige Gees. Halleluja aan die koning wat was en wat is, en wat weer kom en tot in ewigheid dieselfde Here is. Halleluja. Dankie Here dat ons kan bely, dat ons kan glo, dat ons kan bid, dat ons kan vry wees. Halleluja. Here, nog eens bid ons vir hulle wat seer het vanaand, vir hulle wat ongesteld is, vir hulle liggame wat pyn het, Here. Ons dink aan broer Japie, ons dink aan broer Slabbies, ons dink aan tannie Makkie, ons dink aan ander wat hartseer het, ander wat in probleme sit. Here my God, ons het gesê, U is in die bootjie. Maak nie saak hoe die storm lyk nie, maak nie saak hoe die probleem lyk nie. Ons God is by ons. En omdat U by ons is, Here, is daar vir ons hoop. Is daar vir ons hoop, Here. Is daar altyd deur vir ons hoop. Here, ek prys U, Here, ek eer U. Daarom sal U naam bestaan tot in ewigheid, Here. En ek sal nie skaam wees oor die naam van Jesus Christus nie. Want is 'n krag van God tot redding vir elke ene wat glo. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. Here om U as God, de eer is ons hier saam. En aanbid ek, buig ons neer en prys U naam. En kroningslied wil ons sing, ons hande oplig en lof bring. Heer, om U as God te loof is ons hier saam. Prys die naam van die Here. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We praise you. Halleluja. Dankie, Hemelse Vader. In Jesus' naam aanbid ek U. Dankie, dankie, halleluja, halleluja. Dankie, Here. Ere aan God in die hoogste hemel. Erkenning en liefde uit sy hart uit. God is koning, God is Here. Alleen wyse God. Triomfantlik in elke opsig. Prys sy naam. Prys sy naam. Baie dankie, geliefdes. Daar iemand met 'n woord of 'n gedagte om met ons te deel? Terwyl jy blaai na Jeremia 22 toe. Jeremia 22. En dis nou iets wat nou al 'n geruime tyd op my hart lê, hierdie gedagte, om vir God te ken. Om vir God te ken. En dit kan enigiets van ons inhou, om vir God te ken. Ek is nou 40 jaar getroud, en party daar dink ek nog, ek ken nie my vrou nie, en party daar glo ek, sy weet ook, sy ken my nie. Maar meeste van die goed ken ons. Ons sit nou die aand daar by Roan, en ons vra toe vir mekaar, wat is my lekkerste dis? En ons ken mekaar so goed, ons weet wat die ander ene sal wil eet. Ek kan onthou as ek vir my ma gaan kuier het, dan was die boontjie sop altyd reg as ons daar kom. Want sy het geweet, dis waarvan ek hou. As ons na Magdalene se ma toe gegaan het, dan het sy voor die tyd vir ons laat weet, wat wil julle eet? En dan sê elke een se bestelling, alles wat jy bestel het sy gemaak. Daar was 'n tafel vol kos, en jy kon eet en geniet dit wat vir jou lekker was, of wat jou bestelling ingesluit het. Ek dink dit het daaromtrent 'n week gevat om die kos te maak.
en dan eet jy dit mos in 'n kwessie van 15 minute op. So, om vir God te ken. Lees saam met my, vers 15. Hy sê, is jy 'n koning, omdat jy wetywer in sederhout? Het jou vader nie geëet en gedrink en reg en geregtigheid gedoen nie? Toe het dit goed met hom gegaan. Prys die Here. Hy het reg verskaf aan die elendige en behoeftige. Toe het dit goed gegaan. Is dit nie my erken nie, spreek die Here. Is dit nie my erken nie, spreek die Here. 3 Engelse vertalings klink so. Was not this to know me? That is what it means to know me. It's that what it means to know me. Is dit wat dit is om God te ken? Dat ek die regte ding sal doen en dat God dit met my laat goed gaan. Soos ek sê, ken jy regtig vir God? Weet jy wie God is? Weet jy waartoe God in staat is? In hoe mate het jy God al leer ken? Hoe weet jy wat hy doen? Die koning in hierdie geval het die regte ding gedoen. Hy het na die behoeftige mense omgesien en dit het met hom goed gegaan. Hy het na die mense omgesien wat swaar gekry het en dit het met hom goed gegaan. En dit wys dat hy geweet het wie dit is met wie hy te doen het, wie hierdie God is. Hy het geweet hoe om te werk dat God sy werk sal raak sien. En reken nou vir 'n oomblik om die regte ding te doen en die regte ding te lewe en aan die behoeftige of die barmhartige mense om te sien, is die regte ding. En God sien dit raak en hy laat dit goed gaan met die koning. Jy sien, deur dade en nie net deur woorde nie, bewys ek dat ek vir God ken. Deur dit wat ek doen, want as ek dit doen soos die woord dit sê, dan is dit 'n bewys dat ek lewe soos wat God sê. En ek ken hierdie God, as ek die lewe soos wat hy dit vir my uitspel, dan sal dit met my goed gaan. Jou dade en jou woorde moet egter by mekaar uitkom en dieselfde storie vertel. Ek kan nie een ding sê en 'n ander ding lewe nie. Dit is so 'n algemene ding in ons leeftyd vandag, dat mense hulle eie lewe leef en dan sal hulle vir jou sê, maar ek is 'n kind van die Here. Want om 'n kind van die Here te wees, 'n Christen te wees, het al so 'n wye spektrum van gedagtes geword. Maar weet jy, as ek doen wat die Here sê, dan wys dit dat ek my vrees vir die Here nog respekteer. Ek het nog 'n vrees vir die Here. Teenoor die ander kant van hierdie saak sê Habakuk 2 vers 9 en vers 10. Hy sê, wee hom wat vuil gewin soek, wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van die onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, en dit het die uitroeiing van jou volk beteken. Jy het skande beraadslag vir jou huis. Wee hom wat vuil gewin soek. Met ander woorde, as ek vir God ken en ek doen hierdie dinge, dan moet ek verwag dat die teenoorgestelde van die goedheid van God wat oor my sal kom. Met ander woorde, ek gaan die moeilikheid van die lewe beleef. Hoor, hoe werk God dit uit? Jeremia 9 vers 23 sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die rykdom nie beroem op sy rykdom nie. En ons sien dit so algemeen. Ek het al in menigte gesprekke gesit of in komitees gesit, en dan sal iemand sê, ek het 'n doktersgraad, of ek het 'n meestersgraad, of ek is al soveel jaar in bestuur, of ek is al soveel jaar in beheer. Hy sê, moenie op daai goed roem nie. Vers 24, maar laat hy wat roem, hom daarop beroem, dat hy verstaan en my ken, sê die Here.
Dis waarop ek kan beroem. Ek kan vanaand vir u sê, ek verstaan God en ek verstaan sy woord en ek ken die Here, want hy het homself aan my geopenbaar. En u kan dieselfde sê. Elkeen van u, hoe meer ons in die woord lewe, hoe meer ons God erken, hoe meer ons die liefde van Jesus ervaar, hoe meer besef ek, as God in beheer is, dan is daar 'n wonderlike ding. Hy gaan verder, hy sê, dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge, sê die Here, het ek 'n behaag, spreek die Here. In die dinge, in hierdie leefwyse, dan kan ek sê, ek verstaan en ek ken vir God. En weet jy, ons vind onsself so baie op 'n plek waar ons sê, ek verstaan nie. Maar ek kan hierdie verstaan net by God gaan haal. 'n Mens kan nie regtig vir my vertel nie. 'n Mens kan nie regtig vir my sê nie, want om in iemand se voete te staan, om in iemand se skoene te staan, is 'n heeltemal ander storie. Hy sê vir ons, hy sê, wil jy spog? Is daar iets waaroor jy wil spog en sê, ek het dit? Spog dan oor die feit dat jy Christenskap verstaan, dat jy die Here verstaan en dat jy God ken. Kan jy daaroor spog? Is dit die ding wat ons by mense kom en vir hulle sê, ek dien die Here, en oor soveel jaar dien ek die Here, en ek weet wat God vir ons in stoor het. Weet jy wat goed is? Weet jy dat God goed doen? Weet jy dit wat die regte ding is, wat God wil hê dat ek en jy moet doen? Hoe weet ek dit? Ek gaan kyk in die Bybel. Ek gaan kyk wat sê God vir my in sy woord. Want dis wat vir God lekker is. As ek doen wat hy sê. Ek is my op. My kleinkind het 'n neiging. As ek met haar praat, dan ignoreer sy my. Dan loop sy net. Ek sukkel nou die hele week al. Dan sê sy, oupa, sit vir die TV aan. Sê ek, oupa, hoor nie, oupa, verstaan nie lekker. Oupa, sit vir die TV aan. Dan sê ek, daar kort 'n woordjie. Oupa, sit vir die TV aan. Sê ek, daar kort 'n woordjie, asseblief. Dan sê ek, goed, kom ons doen dit. Want hoekom? Sy moet leer om dit te verstaan. Verstaan dat asseblief en dankie is so 'n integrale deel van ons lewe. Nie net as algemene mens nie, maar ook as Christenmens om dit so uit te lewe. So ons moet baie keer op hierdie manier leer en dan kan sy later spog en sê, ek sê dankie en ek sê asseblief. Want dis dan, hoekom? Want die Here vra dit van my. Jy sien, so moet ons ook goed doen, die regte ding doen, dit wat ons hier lees van hierdie koning, want dis wie ons nou is. Ons was dalk slegte mense. Ja, elkeen van ons het ons eie pad geloop, sê die skrif. Elkeen van ons het ons eie ding gedoen. Elkeen van ons het maar gemaak soos ons gesmaak het. Maar op 'n stadium kom ek met God te doen en God verander my lewe. Grootendeels die meeste op een slag en dan soos ek hom beter leer ken, so verander my lewe net meer en meer. En baie mense weet net van God, hulle ken ongelukkig nie vir God nie. Kan jy sonder aarzeling vanaand sê, ek ken die Here, ek weet wie hy is. Ek verstaan nie altyd nie, maar ek weet, hy is dieselfde Here, gister tot in ewigheid. Ons het vanmôre nou weer gehoor, dat Jesus en die Heilige Gees vorige Sondag van Genesis 1 vers 1 af daar was. En deur alles het hulle deurgegaan. En so kom ons, dat ons die Here leer ken het van die begin af. Jesus het nie hier halfpad tussenin gekom nie. En is daar 'n spesifieke gebeurtenis dalk in jou lewe, in jou kerkmenswees, in jou Christenskap, wat jy persoonlik kan staaf en kan sê, hoe dat jy tot die kennis van God gekom het. 'n Mens loop baie paaie, 'n mens loop baie draaie, maar daar moet iewers in jou lewe iets wees wat gebeur het, wat vir jou omdraai. En ons het vanoggend 'n paar sulke gebeurtenisse beleef in die getuienisse wat uitgekom het. Hoe dat mense die Here beleef het op 'n spesifieke oomblik, in spesifieke omstandighede, en wat jy kan sê, ek is besig om God te leer ken. En ons moet onsself ernstig en eerlik in die oë kyk soms en seker maak dat ek die vrae wat God voor my stel kan beantwoord.
As ek jou sou vra, hoe 'n mens God kan ken, dan kan jy op verskillende dinge kan jy antwoord, op verskillende goed kan jy sê, ja, ek het God leer ken deur Jesus Christus. Dis 'n goeie plek om hom te leer ken. Ek het hom leer ken in die Bybel uit die woord uit. Ja, dis die regte plek om hom te leer ken. Ek het hom leer ken in die Heilige Gees, want dis die Heilige Gees wat ons in die waarheid leer en die waarheid maak ons vry. Ek het die Here leer ken in die kerk, ek het die Here leer ken by my pa, my ma, hoe dit ook al sê. Alles is goed en mooi dat ek die Here leer ken het, maar die probleem is ons kom by 'n punt waar hierdie blymoedigheid en hierdie vryheid en hierdie goedheid en hierdie besonderheid van die Here net nie meer te vind is in ons kerkmense nie. En ek hoor hoe mense praat en hoe mense sê dat ek ken die Here, maar dat hulle lewe en hulle woorde nie by mekaar uitkom nie. Daniël 11:32 sê, die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Die volk wat hulle God ken, sal vashou. Ons het so rukkie terug, toe ons oor oorlog, geestelike oorlogvoering gepraat het, was dit een van die dinge, om vas te staan. Hy sê vir ons, om vas te hou, en op te tree en iets te doen. Ek moet nie net vas staan nie, ek moet ook in oorwinning gaan. Ek moet in stryd gaan, ek moet maar bid en ek moet maar lees en ek moet maar vas en ek moet maar die woord van die Here verkondig met woorde en met dade. Die volk wat hulle God ken, dis hulle wat vas staan. As jy God ken, gaan dit een van jou eienskappe wees. Jy gaan vas staan in God se woord, jy gaan vas staan in die waarheid en daar's niks in hierdie lewe wat jou sommer gaan ontspoor nie, want jy staan vas in die Here en jy kan optree in hom. Iemand het by geleentheid gesê, om 'n bietjie kennis van God te hê is genoeg. Nee, is baie gevaarlik. Jy kan nie net 'n bietjie van God ken nie. Jy moet die Here leer ken. Die Bybel sê vir ons, Malagi 3 vers 6, hierdie God het nie verander nie. En as hy nie verander het nie, hy is nie soos ons, wat as gevolg van omstandighede ons lewens anderster laat uitleef nie. As ek nou met die verkeerde voet in die bed het opgestaan het, dan is ek mos nou anderster. As ek hoofpyn het, is ek anderster. As ek wat ook al met my verkeerd is, dan is ek anderster as wat ek in normale tyd is. Nee, hy sê hierdie God bly dieselfde. Pastoor Roan het vandag vir my 'n ding gesê wat my nou nogal getikkel het. Jesus maak nie saak by wie hy gekom het nie. Maak nie saak wie by hom gekom het nie. Hy het almal sonder oordeel behandel. Glory. Hulle bring 'n vrou na hom toe wat in oorspel gevang is. Hy het haar nie veroordeel nie. Hy het gesê die ou wat sonder sonde is ooit die eerste klip, met sy vinger op die grond geskryf. En so daar dinge gebeur, en hy het nooit geoordeel nie. Hy het altyd net God se wil gedoen. Ons vind ook Jesus Christus is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, Hebreërs 13:8. En so ken ons vir God. Gister en vandag tot in ewigheid is hy dieselfde. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is nie wispelturige wesens wat gedurig hulle planne en hulle beginsels en hulle wette verander nie. Nee, die wet het nie verander nie. Ons het net 'n nuwe wet gekry wat saamgevat is en sê, jy moet die Here jou God lief en jou naaste soos jouself. God die Vader, God die Heilige Gees, God die Seun verander nooit. Jesus bly ons weg, ons waarheid en ons lewe. Hy bly ons middelaar en hy is nou ons voorspraak by die Vader. Jy sien, in hierdie stadium is dit belangrik om te onthou dat Christus ook die God en die Here van die Ou Testament en van die tyd voor dit en van die tyd tot in ewigheid sal wees. En ons lees in Johannes 1 vanaf vers 1 tot 5 waar God eintlik vir Jesus beskryf. En dan kom hy en hy sê dat hierdie Jesus, hierdie Christus is die woord, of 'n ander woord wat jy kan gebruik is hy's die segsman, hy's die spreekpersoonlikheid. En hy was daar sedert die begin, toe hy gesê het, laat ons mense maak na ons beeld, was Jesus
reeds daar. Hy sê ook in vers 3 van Johannes 1, hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. Kolossense 1 vers 16 sê ook vir ons, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. So Jesus Christus bly 'n integrale deel van die hele bestaan. So en so leer ek vir Jesus ken, want hy is skepper en deur hom het alle dinge ontstaan. Ek leer hom ken as verlosser, as saligmaker, as ere koning. Hoor wat sê Job, en Job skryf 'n bietjie van homself, en eintlik kan ons sê, hy roem 'n bietjie in homself. Luister na die volgende woorde, Job 29 van vers 12. Hy sê, want ek het die ellendige gered, wat om hulp geroep het. Hy sê, ek het die ellendige gered, wat om hulp geroep is. Maar dink nou aan Job se lewe. Job was 'n vroeë man, godvreesende man, wat die Here gedien het, en dit het met hom goed gegaan in sy hele lewe, tot daai dag wat die Satan hom kom aankla. Hy sê verder, en hom wat geen helper het nie, en die wees in hom wat geen helper het nie, was hy daar gewees. Vers 13, die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, die een seun van hom wat klaar was om onder te gaan, met ander woorde, aan die moeilikheid is, het op my gekom, en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed. My reg was soos die mantel en 'n tulband. Vers 15. Oë was ek vir die blinde, en voete vir die lamme was ek. Vers 16. 'n vader was ek vir die behoeftige, en die regsaak van hom wat ek nie geken het nie, het ek ondersoek. En so het Job gelewe, omdat hy God geken het. Weet jy wat? En ek en jy word aangemoedig vandag om goed te doen. Want die skrif sê vir ons, hy sê, wys my jou geloof deur jou werke. En dis wat Job hierso sê. Hy sê, ek het al hierdie goed gedoen. Nie om te spog daaroor nie, maar om te wys in watter verhouding hy met God gestaan het. En ons leef in hierdie wêreld met sy nuwe godsdiens, wil ek amper sê. Die tradisionele godsdiens en die geestelike manier en die manier wat ek en jy godsdiens ken, is so sterk besig om agteruit te gaan vir hierdie nuwe maniere en hierdie nuwe dinge en hierdie nuwe aanvang van godsdiens, dat ons voel nie, ek voel nie altyd baie tuis en baie veilig daar nie. En dit gebeur omdat mense innerlike vrede wil hê, maar hulle wil dit nie net by jou hoor nie. Hulle wil nie net hoor of die belofte sê van innerlike vrede nie. Hulle wil dit beleef. Is jy ook daar? Jy weet wanneer 'n mens hierdie goed, wat ek nou vir u noem, begin uitleef, dan kom jy agter, hoe nader ek aan God beleef, soek ek nie in tweedehandse godsdiens nie. Mense wat heiligheid en heiligmaking en 'n heilige lewe direk wil ervaar, en nie net hoor van iemand, of deur 'n middelman dit beleef nie, maar hulle wil dit self beleef. Mense wat hulle lewens gevul wil hê met liefde, met gemeenskap, en te weet dat ek staan nie alleen nie. Die Here is my herder, die Here is my krag, die Here is my psalm. Ek staan nie alleen nie, want as ek God ken, dan sal dit wees hoe ek lewe. Mense wil gemeenskap hê wat werklik mekaar beskerm, mekaar dra. Dan is dit lekker as iemand jou naam ken. Vanmiddag sit ons by 'n plek en daar kom 'n man na ons toe geloop en hy sê, pastoor, hoe gaan dit by ons kerk? Hy was nog nooit hier gewees nie, maar hoe gaan dit by ons kerk? Want ons ruk gelede mekaar en so wil ons tog erken word. Ons ry by geleentheid deur in Maltee, toe ons Duitse vriendjie by ons gekuier het, en ons sit daar in die restaurantjie daar by die garage in Maltee, en nou het ons al klomp mense raakgeloop en gegroet, en Marintal klomp mense raakgeloop en gegroet, en ons sit daar, en Lucas sê, I am sure the next person who comes in, you will also know. Ek sê, nee Lucas, man, dis nie so, sommer net so eenvoudig nie. En so waar die volgende oomblik stap ons beste vriend daarin. Toe sê ek, ja, 'n mens wil geken word. En wanneer ek iemand ken, dan het ek vrymoedigheid teenoor hom. As jy vir my 'n vreemdeling is, gaan ek nie sommer met jou praat nie.
Maar as ek jou ken, dan kan ek jou vra vir 'n masker. Ek kan vir jou vra, hoe gaan dit by ons kerk? Ek kan vir jou sê, die volgende persoon wat instap, gaan jy ook ken. Want ons wil geken word, en ekselfde rede het ons nodig om vir God te ken. Want ek het vrymoedigheid met hom. Ek kan met die kleinste dingetjie na hom toe kom, en ek kan ook oor die grootste ding na hom toe kom, want ons God is daar. Wat nog belangriker is dat mense begeer om hulle Skepper so te ken. Selfs al is hulle nie belydende Christen nie, jy hoor so maklik mense sê, ek is 'n Christen. Hulle leef nie die pad nie, maar hulle wil erkenning hê dat ek 'n Christen is. Ons word daagliks gebombardeer met advertensies. Ek sien maar en ek luister maar. Die oggende as ons Grootfontein toe gery het, die advertensies. Ek het later so moeg geraak vir die advertensies. Ek het toe nog maar later Afrikaanse diens begin luister. Want al hierdie advertensies wil iets wonderlik aan jou verkoop. Iets beter aan jou verkoop. Iets meer regverdig aan jou verkoop. En ons word so gebombardeer met hierdie dinge van 'n begeerte tot jou bevrediging. Dat jy as jy hierdie ding het, dan is jy nou bevredig. Dis mos die ding van 'n special. Ek het 'n special gekoop. Die leebeloftes vanuit hierdie ou wêreld maak 'n mens moedeloos en dit gaan jou nooit vul nie. Jesus het by geleentheid toe bid hy in Johannes 17 in vers 3 en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Dis die ewige lewe. As ek vir God ken, dan is ek op die pad na 'n ewige lewe saam met hom. Enige God sê hy, Jesus Christus wat u gestuur het. 1 Johannes 5 vers 20 sê, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. So ek en jy het genoeg gruisstof dat ons die waaragtige, die God van al die tye kan ken. En ons, sê verder, is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Dat ek hom kan ken. Hy sê, geef my nie genoeg verstand om dit so te lewe. 1 Johannes 4 vers 6, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hoor jy dan? As jy kind van God is, gesetel is, en jy ken die Here, dan kan jy maar vir mense sê, wat hulle lewens aan die gang is, en hulle sal na jou luister, omdat hulle weet, jy ken vir God. En omdat jy vir God ken, kan ons maar praat, en daarom wil ek vir u sê, jy kan maar na my luister, want ek gaan nie vir u stories vertel nie. Hy sê, hieraan ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaling, dat ons met mekaar kan praat, en kan sê, ek luister na jou, want ek weet, jy is uit die waarheid uit. Wat is die sleutels om God werklik te ken? Eerstens, is dit baie belangrik om te verstaan, dat die mens op sy eie vermoë, God nie kan leer ken nie. Ons is te sondig in ons natuur. Ek het die Heilige Gees van God nodig. Ek het die bloed van Jesus nodig om my sonde weg te was. Ek het die woord van God nodig. Ek gaan nie uit myself uit net sommer sê, ek ken God nie. Romeine 3 vers 23 het ons vanmôre ook gehoor. Ons is almal onderworpe aan hierdie een. Ons is eintlik maar vol sonde. Romeine 6:23 sê, en dit maak dat ons gaan nie hel toe gaan, maar daar's 'n belofte. Jesus Christus het ons versoening kom doen aan die kruis en ons vrykom maak. Daar is 'n manier. Ons weet, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hoe werk dit dan? My kleinkind, maak nie saak waar en hoe nie. Vanmiddag toe ons daar by Makalani gaan eet, toe sê sy, ek wil 'n blaartjie pluk vir my mamma en vir my pappa. Sy is nou 10 dae nie by hulle nie, maar jy vergeet hulle nie, want sy ken hulle. Elke dag wat sy by hulle bly, ken sy hulle. My vrou ken haar nou al baie beter as wat ek, want hulle twee speel baie lekker saam. Hulle wou tot op 'n stadium vanmiddag gaan swem met. En sy moes self gaan voel het, hoe koud is die water.
maar ek moet leer ken. En hoe meer ek leer ken, hoe meer vrymoedigheid ek. Niks is van groter belang as om hierdie waarheid te verstaan, dat ek God moet ken. En as ek die Here ken en deur hom geken is, dan is daar vir my hoop. Wanneer ek tot die kennis van God kom, dan het ek soveel meer oorwinning. En hy sê vir my dan, en dit het met die koning goed gegaan. Jesus maak dit duidelik dat hy die enigste weg na die hemel toe is. Die enigste manier om hierdie persoonlikheid van kennis van God te ken. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6 sê vir ons, en niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my nie. Is dit dan moontlik om God so totaal te ken? Volgens die Bybel? Ja. Die lewende God het homself aan ons geopenbaar, dat ons hom kan ken. Trouwens, God het uit sy pad uitgegaan, om 'n persoonlike verhouding met ons aan die gang te sit. Ons kan God nie heeltemal verstaan nie, dit weet ons. Wie het die dieptes van God geken? En wie was sy raadsman gewees? Ons kan God ken in dit wat ek en jy nodig het, om op hierdie ou aarde te oorleef en lewend te bly en te kan hemel toe gaan. Hy sê eendag sal ons ten volle ken. Nou ken ons net in dele. Daai deel wat vir my nou belangrik is, dit gee hy vir my. En die skrif openbaar hierdie waarhede van God as gevolg van wie hy is, kan ons hom nie heeltemal verstaan nie. Maar hy sê vir ons wat hy alles kan doen deur al sy name wat hy homself openbaar. Daar word gepraat van God as onverstaanbaar, maar dit is nie heeltemal so nie. Ons verstaan hom vir dit wat ek en jy nodig het. Die skrif sê vir ons, en hy vra ook hierdie vraag, Job 11 vers 7, kan jy die verborgenhede van God pyl? Kan jy die diepte daarvan sien? Nee, ons kan nie. Ons verstaan nie eens die liefde nie. Want hy sê vir ons ken net nie die breedte, die hoogte en die diepte van God se liefde nie. Maar dit is so groot. Hy sê ons kan dit nie pyl nie. Kan jy die grens van die Almagtige ondersoek? Die sterrekundige sal vir jou sê, hulle dink dit is soveel miljoen kilometer of biljoen kilometer na die einde van ons sonnestelsel toe. Maar hulle weet nie, want ons kan dit nog nie meet nie. Dis te groot vir ons. Die profeet Jesaja sê dat niks met God vergelyk kan word nie. Jesaja 40 vers 18. Met wie sal jy God kan vergelyk? Met watter beeld sal jy hom kan gelykstel? Nee, God is bo dit alles. En hy kan net geken word op die manier wat hy homself aan ons openbaar. Jesus het gesê, Johannes 14 vers 7, as jy my regtig geken het, sou jy my Vader ook geken het. As jy vir Jesus ken, sê hy, sal jy die Vader ook ken. En van nou af sê hy, ken julle hom en het julle hom gesien. Hoekom? Want ek het vir Jesus gesien. Waar sien ek vir Jesus? In kinders van die Here, wat getrou die Here dien, wat genade en liefde openbaar. Want ek en jy moet mos Jesus in mekaar kan sien. Jesus het ook gesê, Johannes 17 vers 3, nou is dit die ewige lewe, dat hulle u kan ken, die enigste ware God, Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek kan hom ken. Johannes skryf ook in 1 Johannes 5 vers 20, ons weet ook dat die Seun van God gekom het, en ons insig gegee het, sodat ons die waaragtige kan ken. En ons is in die waaragtige, ook in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ware Here, die ware ewige lewe. Hy het gekom en vir ons verstand gegee om hom te kan ken. En alhoewel die skepper van die heelal almagtig is en onvergelykbaar is, kan ek hom ken. Ek kan hom nie vergelyk met iets nie, of gelykstel nie, maar ek kan hom ken. Ons weet dalk nie alles van hom af nie, maar ons weet genoeg van hom af, om hom lief te hê, om hom te waardeer, om saam met hom te leef. En ek en jy ken hom uit sy karakter uit. Ons het vanmôre gehoor, God is genade, God is liefde, God is vrede, God is geregtigheid, die Here is ons herder, die Here is ons banier, die Here is ons vredevors, die Here is ons verlosser, ons zaligmaker, die Here is ons sterke God, ons middelaar, hy is ons voorspraak,
Hy is die wederkerende Here wat ons verwag. En verder kan individue in persoonlike verhouding met hom aangaan. En dis kosbaar vir my, dat ek 'n lewende God kan hê, wie ek aanbid, en met wie ek 'n verhouding kan hê. En dis waar die geheim lê, my verhouding met hom. Ek ken my vrou baie beter as enige ander vrou in hierdie land. Hoekom? Omdat ek 'n verhouding met haar het. Ons ken mekaar se persoonlike, intieme goeders, wat ek nie van 'n ander een ken nie. Maar dit lê in verhouding, omdat ek 'n verhouding met haar het, omdat ek 'n verhouding met Jesus Christus het. Daarom ken ek hom net soveel beter. En Paulus het vir God gebid om die gelowige se kennis van hom te vergroot. Hoe meer ek hom leer ken, hoe meer word ek soos hy, hoe meer aanvaar ek sy karakter en neem ek sy eienskappe aan. En nou kan ek ook liefde, genade, vrede, lankmoedigheid openbaar, want hy doen dit vir my. En hoe meer ek van hom in my lewe het, hoe meer wil ek soos hy wees, en hoe meer ek soos hy is, hoe meer word my verhouding met hom na hierdie punt toe, dat ek kan besef, toe dit met hom goed gegaan, wat die skrif sê. Hy het ook gesê, hierdie Paulus wat geskryf het, in Filippense 3 vanaf vers 8, en as jy dit mooi saam met my lees, hoor wat sê hy, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus. Hy sê, alles wat ek ooit geleer het, is skade. Ek sit dit een kant hier. Ons het verlede week donderdag garage skoon gemaak. Dan sien jy hoeveel skrap is daar. Hoeveel skade goed is daar. Is dit iets wat jy ook moet doen, hoor? Garage skoon maak. Partykeer moet ons hier ook garage skoon maak. Net om te sien hoeveel goed is daar wat nie nodig is nie. Hy sê, om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, as drek beskou het, om Christus as 'n wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid, wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Hoor dan, hy sê ek het al hierdie ander goed, skadelik, een kant toe gegooi, is niks werd nie, om hom te ken, om hom te leer ken, sy geregtigheid in die geloof van hom vasthou, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lydere, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik. Hy doen al hierdie goed. Hy sê of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik. Ken jy vir God so goed, dat jy weet, hy gaan dit doen. 'n jaar terug, min of meer hierdie week, hierdie tyd, toe ek ook op 'n vliegtuig gelaai is, hoef ek nie bekommerd te gewees het of my vrou na my gaan kyk nie. Sy het na my gekyk. Hoekom? Want daar was liefde gewees. Terwyl ek bewusteloos is, het u ook begin bid. So daar gebeur iets in die lewe. Omdat ek jou ken, gaan ek meer vir jou doen. Omdat ek jou ken, stel ek meer belang in jou. Omdat ek jou ken, gaan ek meer uitrig. En dan gaan hy verder, Jeremia 29 vers 13, en ek sluit af hiermee. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Julle sal my soek, julle sal my vind, as julle na my vra. En ek sal my, vers 14, deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Hoe goed ken jy vir God? Hoe goed ken jy hom? Begin soos hy lewe. En as jy God ken, begin jy sy goedheid beleef. En dan begin jy goed doen aan mense. En dan begin jy Christus uitleef, soos wat hy oorspronklik wou gehad het. Hoe goed ken jy vir God? Hoe naby is jy?
Is jou lewe besig om te lyk soos syne? Is jou lewe besig om te verander na die beeld van Christus? Geen oordeel, net liefde openbaar. Geen snaakse goeders nie, net God en hom as die verheerlikte. Ek bid dat jy God sal ken, leer ken in dit wat hy homself openbaar het, dat jy dit net meer en meer sal verstaan, meer en meer sal aanneem en net meer en meer soos Jesus word, omdat jy hom ken, omdat jy hou van wat jy ken, ook daai selfde lewenstyl sal uitlewe. Vers 16, Jeremia 22, hy het reg verskaf aan die ellendige en die behoeftige. Toe dit goed gegaan, is dit nie my erkenning, spreek die Here. Kyk wat is hier die man se siening van God. Seun, speel vir ons daai video. Dankie Here, dis die God wat ek aanbid. That's my King, dis die Here wat ek verheerlik, dis die Here wat ek ken, dis die Here wat ek beter wil leer ken, dis die God met wie ek 'n verhouding het en met wie ek 'n verhouding wil hê en bou elke dag van my lewe. Dis die Here wat ek in my lewe toelaat, dis die Here wat ek wil uitleef en verkondig, dis die Here wat ware geregtigheid en heiligheid en oorwinning, en ek prys U naam tot in ewigheid, Vader. En ek bid dat U elke broer en suster so sal seën om Jesus te leer ken in gees en in waarheid.
totdat hy kom. In Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ek kyk baie gereeld na daai videoklip en dit inspireer my gereeld. Do you know my Jesus? Die Here seën vir u.